Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus. En dit is met dankbaarheid dat ek kan sê dat ons weer kan aangaan met Hooglied. Sessie 21. Ons gaan 'n bietjie stilstaan by Hooglied 7 vers 6, want hier is 'n baie diep waarheid wat hier weggesteek word. Die koning sê en vra, hoe mooi en hoe lieflik is u, o liefde. Hy sê nie geliefde nie, maar o liefde. As hy sou sê, o geliefde, sou dit beteken dat sy die geliefde van die koning was. Met ander woorde, dit is hoe hy oor haar voel, en baie in Paulus se briewe spreek Paulus die gemeente aan as geliefdes, en ons weet dat Jesus vir ons baie lief is, onvoorwaardelik en opreg lief is. Maar in hierdie vers praat dit nie van hoe hy oor haar voel nie, maar wat sy geword het. Ons gaan bietjie daarna kyk. In hoofstuk 1 was sy honger en dors, maar sy was ook baie vleeslik. Met ander woorde, 'n vleeslike Christen, maar wat wyding en rus soek. Haar transformasie het begin in die binnekamer. Hierdie binnekamer impliseer 'n intieme verhouding met die koning. Dit is jou tyd wat jy met Jesus spandeer, in gebed en aanbidding. Met ander woorde, in die binnekamer jy diep gesprekke met Jesus en jy stort jou hart voor hom uit. In hoofstuk 2 vers 14 roep die koning haar uit die skuilplek by die kraans en wil haar gedaante weer sien en ook haar stem weer hoor. Hoekom? Hy weet mos hoe sy lyk en weet hoe haar stem klink, maar hier het sy is sy in so mate getransformeer as gevolg van die binnekamerverhouding dat hy wou sien hoe sy nou in hierdie nuwe getransformeerde stadium lyk. Sy is besig om te verander en haar stem is ook besig om te verander. Nie in klank nie, maar in uitspraak. Haar stem word sagter en meer liefdevol en praat met woorde wat stig en opbou. Daar is melk en heuning onder haar tong. In hoofstuk 3 vers 6 het sy die openbaring ontvang dat ons draer is van hierdie lewe van Christus. Sy word bewus van die feit dat sy minder moet word en hy meer. En die omstanders sien die verandering in haar en herken haar nie meer nie. Hulle sien nie die koning en sy draagstoel, maar sien nie eers dat sy die draer is van die koning nie. In hoofstuk 4 begin sy te leef vanuit hemelse plekke en in hoofstuk 5 begin sy die smaad van Christus te dra en word deel van sy lyding. In hoofstuk 6 kry sy weer die openbaring dat hy in haar leef en haar nooit sal verlaat nie. Hier besef sy dat die inwonende lewe van Christus so deel van haar is, dat sy nooit bang hoef te wees dat hy haar sal verlaat nie. Hierdie nuwe openbaring stig haar en vestig haar in haar nuwe identiteit en dit bring ook autoriteit. Autoriteit bring ook vrugbaarheid en werke, soos Paulus sê. Nou, werke wat vir ons voorberei is voor die grondlegging van die wêreld, waarin ons moet wandel. Hierdie goeie werke bewerk nie vir jou saligheid nie, en dit is nie 'n klomp wette en moets en moenies en reëls en regulasies nie. Dit is werke waarin jy nou wandel as gevolg van die nuwe lewe waaruit jy nou leef, omdat jy getransformeer is. Die werke bring nie hierdie transformasie nie. Die Heilige Gees werk die transformasie, maar die werke waarin jy nou wandel, is as gevolg van die transformasie wat jy ondergaan het. Jy wil nie meer doen wat die ou lewe vir jou dikteer nie, maar jy wil doen uit liefde gedrewe wat God behaag, omdat daar 'n liefdesverhouding tussen ons en hom ontwikkel het. Jy leef nou in die opstandingslewe. Dit is hoekom hy vir haar sê, liefde. Dit beteken dat sy so deurdrenk is met die Gees en dat sy so een geword het met met Christus se lewe en dat Jesus Christus so vrylik deur haar sigbaar is, dat sy lewe, sy liefde, sy werke, sy stem, sy gedaante vrylik deur haar vloei. Onthou, God is liefde. Hy het nie liefde in pakkies wat hy vir jou kan uitdeel nie, want hy is liefde. As jy sy liefde wil hê, moet hy homself vir jou gee. Dit beteken dat wanneer sy met jou praat, ervaar jy sy liefde. Wanneer sy jou dalk vermaan, ervaar jy ook net sy liefde. Daar is niks van die doringkies in hoofstuk 2 vers 2 wat in haar lewe gesien kan word. Daar is net liefde.
sy liefde. Liefde in alles wat sy doen, want Jesus leef deur haar. So, die rede hoekom hy nie sê o geliefde nie, is omdat hy nie hier wou deurgee dat hy vir haar lief is nie, want sy weet dit. En sy is verseker van sy liefde. Maar hier staan, hier sien ons, hier sien hy sy beeld wat in haar vergestald het. En as hy na haar kyk, dan sien hy sy beeld. En hy sê vir haar, o liefde, Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Paulus was ook getransformeer dat die lewe van Christus vrylik deur hom gevloei het. Sy is nie nou 'n positiewe denker wat die mense se monde met 'n heuningkwas smeer nie. Nee, sy dra die autoriteit van Christus en wanneer sy vermaan, doen sy dit met liefde en sy spreek soos wat die Gees aan haar bekend maak. Sy is nie 'n humanistiese figuur wat net positiewe denke spreek nie. Nee, sy het 'n neus soos die toring van die Libanon. Sy het insig en sy sal dinge spreek wat die waarheid reg sny, maar alles doen sy in liefde en dit sal lewe bring. Sy sal met hierdie insig en onderskeiding deur jou kyk en weet wat om vir jou te sê en jou te stig en op te bou en jou nie afbreek nie. Vir haar gaan dit dat Jesus deur jou verheerlik word. Dit gaan alles oor hom en nie oor ons nie. En as sy sien dat Jesus word deur jou verheerlik en dan sal sy vir jou vermaan rondom daai saak. As jy geval het, sal sy jou herstel in jou identiteit. Sy sal jou reinstate. As ons die Engelse woord kan gebruik, reinstate is al die stellings wat Paulus maak in die begin van sy briewe. Ons het al so 'n bietjie daarna nog gekyk. Dit is al die waarhede waarin ons moet wandel, né? En waaruit ons moet wandel. Ons moet wandel vanuit daardie waarhede wat Paulus sê in sy briewe, in die begin van sy briewe. Nou hoofstuk 7 vers 7 sê, die hoërgestalte daar lyk soos 'n dadelpalm. Sy het nou die mate van die volle grootte van Christus bereik, soos wat Paulus in barensnood was oor die Christene. Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Die vrug wat hy nou deur haar voortbring is soos vrugtetrosse, baie en oorvloedig, sy het die kapasiteit om ander se honger te stil en te voed. Haar wortels is diep soos die dadelpalm. Dit is 'n diep verborgde eenheid met Christus, wat veroorsaak dat sy vrug dra sonder om geaffekteer te word deur die wêreldse invloede waaraan sy onderworpe is. Nee, dis baie kosbaar. En u borste soos vrugtetrosse. Die aandag wat op haar borste gevestig word, gaan spesifiek oor voeding. En daarom word ons hulle gekoppel aan vrugtetrosse wat die kapasiteit het om ander se honger te stil en die nodige voeding te voorsien. Hoofstuk 7 vers 8. Laat ek op die dadelpalm klim, laat ek sy trosse gryp. Die gevoel wat ons hier kry is soos die verhouding tussen 'n jong verliefde paartjie wat op trou staan. Wanneer die verhouding groei, kom daar 'n stadium dat jy besef dat jy nie meer sonder hierdie persoon wil leef nie. Jou bruid word vir jou soos 'n verlore skakel in die ketting. Jy wil haar in besit neem, want sonder haar gaan jy nie volmaak wees nie. So voel Christus teenoor sy bruid. Hy is volmaak, nee, maar ons kan nie volmaak wees sonder hom nie. Maar Christus is volmaak. Hy is die enigste een wat volmaak is, maar hy soek sy bruid nou. Hy wou graag 'n bruid gehad het. Dit is die roeping vir ons almal, om 'n bruid vir Christus te wees. Is dit nie iets wat die Here aan ons moet openbaar, daai realiteit van om 'n bruid vir hom te wees, want in hierdie dae wat ons nou leef, gaan hy daai bruid kom haal. En die geur van u asem is soos die van appels. Ek kan net ietsie skryf hieroor, lees wat ek geskryf het uit die Passion Translation. Hy sê, now I decree, I will ascend and arise, I will take hold of you with my power, possessing every part of my fruitful bride. Your love I will drink as wine, and your words will be mine. Goed, hoofstuk 7 vers 9.
En u verhemelte soos die beste wyn wat vir my bebinde saggies na binne gly. Hebreërs 6 vers 5 sê, hy spreek van die krag van die toekomstige wêreld. Sy het al die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak. Sy beleef die opstandingslewe in haar binneste elke dag. En weet hoe gaan dit wees in die millennium wat voorlê. Die beste wyn is gebere wanneer die millennium gaan aanbreek en ons saam met hom gaan regeer. Sy het al 'n smaakie gehad van die seëninge van die komende millennium. Voor die grondlegging van die wêreld was God se plan dat ons sal wees soos hierdie bruid wat voorberei is vir Christus. Nou in hierdie dispensasie is die tyd dat hy hierdie bruid gaan kom haal. Hy gaan hierdie bruid syne maak. Hy gaan hom kom haal. En hoe verlang ons nie na daardie dag wanneer ons hom sal sien nie. Ons sien hoe hierdie wêreld verander in boosheid, maar aan die ander kant sien ons en hoor ons baie uitroepe van kinders van die Here wat sê, kom Here Jesus, kom. Ons is nie meer deel van hierdie wêreld en ons ervaar hoe die boosheid toeneem. Kom haal ons Here, ons verlang nou om by u te wees. Ek weet, dis u uitroep ook. As u werklik vir die Here lief is dit jou uitroep, hierdie wêreld kan jou niks meer bied nie. Die Here sê in Openbaring 22:11, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En dit is wat ons sien wat nou gebeur. Boosheid neem toe. Maar onder kinders van die Here is daar 'n soeke om meer van Jesus in hulle lewe te hê. Want watter kant is jy? Raak jy meer lus om die Here te dien? Wil jy heiliger word? Wil jy meer regverdiger word? Wil jy jou lewe regkry voor God? Of het die wêreld vir jou met al sy aanloklikhede ingetrek? Daar is besig om 'n groot skeiding te kom tussen sy kinders en die wêreld. Die wêreld is besig om al hoe meer Christene te vervolg, want hulle pas nie meer in hierdie wêreld in nie. Aan die ander kant is Jesus gretig om sy bruid te kom haal, sy glorieryke bruid, vir wie hy al eeue wag. Is ons gereed om hom te ontmoet? Isaac Newton het 'n ding gesê. Hy het gesê, at the end of the time, a body of men will rise up literally and follow the prophecies in the midst of glamour and opposition. En as ons vandag gaan kyk na die glamour wat die wêreld ons bied, vliegende karre, elektriese karre nou, die AI en al daai goed, dit is glamour. Dit is net glamour, glamour, glamour. Maar hy sê, daar is 'n body of men wat sal opstaan en wat hulle sal draai na Jesus toe en wat die profeseë sal dophou en volg en sê, Here Jesus, ons behoort aan u en ons wil nie deel wees van hierdie glamour wat die wêreld die mense nou bied nie. Dis baie glamour, maar daar's min vrug. Mense, kom ons vra vir die Vader om vir ons genadig te wees en ons te wys hierdie bruid, dat ons liewers deel sal word van hierdie bruid, want die tyd is min. Tyd is baie min om liewers te deel te word van 'n bruid, want die glamour van sy koninkryk is ver bo die glamour wat die wêreld ons enigsins kan bied. Die glamour van hierdie wêreld is onvergelykbaar met die heerlikheid van sy koninkryk waarmee ons enig bekleed gaan word. Daar is geen vergelyking om te tref nie. Ek meen, ons gaan in 'n stad bly met strate van goud. Daar gaan nie misdaad wees nie, daar gaan nie ongeregtigheid wees nie, daar gaan nie sonde wees nie. Daar gaan Jesus sy heerlikheid gaan oral sigbaar wees. Is dit nie die koninkryk wat ons voor moet wag nie? Is dit nie die koninkryk waarvoor ons nou gereed moet maak nie? En sê, Here, kom werk in my lewe. Kom haal alles uit wat van u af is nie. Kom maak my dat ek getransformeer word, dat ek Christus se
sal demonstreer in hierdie wêreld, dat ek sal spreek daar waar ek moet spreek, dat ek sal praat as dit nodig is, Here, dat ons mense sal opbou, dat ons hulle sal reinstate, dat hulle Jesus Christus sal dien. Meer en meer, vrugtevolle lewens. O Vader, ons kom na U toe, in Jesus naam. Vader, en U weet, as ek altyd hierdie boek doen, dan is dit asof ek net U hart meer en meer sien, en hoe die oog gerig is op hierdie bruid van U, wat sê, kom Vader, kom maak my, kom heel my, kom herstel my, kom skep hierdie nuwe skepsel in my, dat ek in U nuwe lewe kan wandel, dat ek vanuit oorwinning kan wandel, dat ek kan wandel in die werke wat vir my voorberei is voor die grondlegging van die wêreld af. Ons bid, Vader, dat U hierdie realiteit in ons sal lewendig maak, dat U ons openbaring sal gee. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.